ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 414. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink aan die 3 legkaart studiegids Bybels. Die eerste een is die inleiding, maar hulle is almal al 500 bladsye dik. Matteus, Markus, Lukas en Johannes is boek 1. Boek 2 is die boek Handelinge, Romeine, 1 Korinte, 2 Korinte, Galate. Boek 3 is van Efese af tot by die boek Hebreërs. Daar is 10 boeke. En ek is tans besig met die 4de boek van Jakobus af tot by Judas. Sou u belangstel in hierdie boeke, dis 'n moed. As jy belangstel, as jy al 3 gelyk koop, kry jy dit in 'n pakketvorm, waar jy 'n 4de boek gratis kry. Posgeld ingesluit in Suid-Afrika. Moet dit nie mis nie. Kry dit vir jou kinders. Dit is geskryf dat kinders dit kan verstaan, maar laat groot mense dit ook kan verstaan. Kontak my by my WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za, soos wat jy hierbo kan sien vir die nuwe mense. As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, is eintlik belangrik om by deel 1 te begin. Jy het reeds 'n magdom inligting verloor. Anders gaan jy nooit die volle waarheid weet nie. Dit is belangrik dat jy noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy al die verskillende kennisgewing ook van ons TikTok boodskappe sal ontvang. Stuur hierdie kontak vir die vriende en kennisses, lewensveranderend, skryfblok en pen is uiters noodsaaklik. Kom ons gaan saam bid, halleluja. Ons gaan nou saam bid. Ons kom vanmôre, Vader, Jaffa, om U die eer te gee vanmôre vir die voorreg wat ons as Jafiste het, om Jafashua te ken. Om te kan besef wat hy vir ons gedoen het, toe hy voor die Sanhedrin staan, voor die godsdienstiges, toe hy voor die Romeinse raad staan, toe hy voor die Jode staan, hulle sê kruisig hom. Hy sê ons verlosser nie. Baie dankie. Jafashua. Ek so maklik gesê, dit is nie ek daai nie. Maar U het net gesê, julle sê dit. Julle sê dit. Baie dankie dat U ons sondes op U geneem het. U het ook ons krankhede op U geneem. U het ons tekortkominge op U geneem. Ons probleme en ons stryd het U op U geneem. En vanmôre lewe ons in die geloof, om te weet, daar is genesing, daar is uitkoms, daar is voorsiening. U stel belang, want U het die prys betaal. Ek wil vanmôre vra, gee geloof waar geloof nodig is. Dra U deur hulle wat in pyn is, Vader, in die wete dat U sal ons nie los nie. U sê in die woord, al gaan ons deur 'n dal van doodskaduwee, ons sal geen onheil vrees nie, want U is met ons. U is met ons. As Jafiste is U vanmôre met ons. U is in ons deur die Ruach HaKodesh. En daarom vrees ons ook nie die dood nie, want dan lewe ons uit hierdie lewe uit by U in. Ek wil vanmôre bid dat die krag van die Ruach in die woord sal funksioneer en dat U dit tot ons spreek, Vader, elkeen. Openbaar U aan ons soos U wil. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jafashua, en elke Jafis sê halleluja. Halleluja.
Welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Hier's 'n pragtige salwing in die ateljee. Daar's altyd 'n salwing, maar baie keer is dit net oorweldiging. Vertrou dat hierdie studie vanmôre vir u 'n groot seën gaan wees. Ons gaan aan waar ons gisteroggend besig was Spreuke 22 vers 6, waar koning Salomo dan gesê het, oefen die seun en die dogter volgens die eise van sy of hulle weg die pad wat julle verkies het om te stap. Ek wil net aangaan hierso, want hier is vir my soveel woord hierin. Daar's nie een belofte in die Nuwe Testament waar Jafashua gesê het, dit sal maklik wees nie. Vader Jahwe het vir ons 'n Nuwe Testament gegee deur die genadebloed van Jafashua en ons vrygemaak van 613 wette. Wette wat bestaan het vir die laaste 1060, 1070 jaar van waar Israel uit Egipte land uitgetrek het, na hulle 430 jaar in Egipte gebly het. Kom hy en hy gee ons 'n Nuwe Testament, geskrywe in die bloed van sy seun. 'n Nuwe hoëpriester wat nie sonde doen nie. Hy wat vir ons sy lewe kom gee het, dat ons kan lewe wat sondige mense was, heidene was, en hy het nie eers sonde gedoen nie. Nie een keer in die Bybel kry ek 'n plek waar hy sê dit gaan maklik wees nie. Inteendeel sê die woord, hulle sal julle haat ter wille van my naam. Hulle sal julle vervolg ter wille van my naam. Ek luister so na die dinge wat aan die gang is op die oomblik met hierdie handtam virus wat nou besig is om chaos te saai in die wêreld. Dan dink ek aan dit wat ek omtrent 'n jaar en 'n half terug gepreek het. Gaan luister my reeks Prof Hannes se preke. Dink dit was preek nommer 4, dit kom al net by my op. Gaan luister daar, waar ek verduidelik van die Russiese skip, wat in Suid-Afrika, terwyl die Russiese mediese skip, met hulle wetenskaplik is, wat in ons hawe kom lê het in die Kaap, en die fabriek wat hulle opgesit het. As ek sê fabriek, dan praat ons van 'n laboratorium, waar hulle jabs sal maak. Gaan luister na die goed. En na dit wat ek gesê het, wat die president gesê het, dat Johnson & Johnson se goed het nie gewerk nie en alles, en om die ouens te kondisioneer, dat jy nie ander ouens se jabs nodig nie. Hier's 'n ding aan die kom, ek sê dit weer. Kom ons wees wakker. Gaan luister na daai boodskappe. Trek dit af, stuur dit rond. Kry die link, stuur dit rond. Ek het julle gewaarsku. Laat ons geoefen wees in die leiding van die Ruach HaKodesh. Jahwe het 'n plan om vir ons sekere goed te sê. En ek wil keer dat u na die goed kan gaan luister, voordat dit afgehaal word, en dit nie meer daar is nie. Ons moet in die Ruach HaKodesh geoefen wees. Hy sê sodat wanneer dan sal hy of sy, ook as hy of sy oud word, daar nie van afwyk nie. Ons het nodig in ons kinders se lewe tyd te belê. Daar is nie sondagskole nie, waar daar sondagskoolmateriaal en die goed is, waaruit ons kinders leer nie. Ons het die Bybels. Dis hoekom ek soveel tyd
Niemand besef die tyd wat in die navorsing en die skryf van hierdie legkaart studiegids Bybels ingegaan het nie, en nog steeds nie. En hierdie boek Hebreërs, waarheid of leuns, en die boek waarmee ek nou besig is weer, waarom noem julle hom Jesus, wat by die einde van die jaar behoort uit te kom as Vader wil. En die ander legkaart, ek is dag en nag besig. Ek soek nie by jammering, ek soek net iemand vir my bid, dis al. Nou wil ek vir julle sê, met hierdie legkaart studiegids Bybels, dit is so in 'n prentjie ingekleer, dat as jy dit lees vir jong kinders, en jy verduidelik het, kan hulle dit verstaan. Broer Oliver Breitschneider, hy is in die Kaap, hy is ons een IT persoon, al vir jare. Broer Oliver sê, prof, ek vat daai legkaart studiegids Bybels, en van hulle uitgekom het, leer ek my jong kinders, ek het hulle ge-educate, in dit wat daar staan. Ek lees vir hulle wat hier staan, en dan verduidelik het wat jy in rooi skryf. Dit is in so 'n eenvoudige manier, dat jong kinders verstaan dit. En ek probeer nie my boeke bemark nie. Al wat ek vir jou sê, daar gaan 'n tyd kom, wat die boeke nie op die vrylik beskikbaar gaan wees nie. So kom ons bekom die informasie in tyd. Laat ons geoefen word, laat ons kinders oefen, ons klein kindertjies, laat hulle hoor ons praat van die name, laat hulle hoor ons bid in die name. Vandat ek tot die woord gekom het my kinders en my kleinkinders nog nooit ooit my gehoor bid in die naam van Jesus of Here of God of Christus of ek het 'n hikkel ewen in hierdie prentjies wat 'n goeiemôre, goeie aand, goeie, maar waar staan Jesus die herder en die skapies en die staffie? As ek hom kry, iemand het my stuur, wipe ek hom net dadelik. Dan stuur ek 'n stemboodskap, wie is Jesus? Verduidelik vir my wie is Jesus? Of jy hoor nooit weer iets daarvan nie, of so nie, vra hulle vir my, verduidelik my wat gaan aan. En dis wat ons moet wees. As ons geskool is in die bonatuurlike woord, ek preek vir jou 'n boodskap hierso. As ons geskool is in die bonatuurlike woord, ons het nie die voorreg wat ons kinders nou het nie, en ons kleinkinders en agterkleinkinders nie. Kom ons voed hulle met die brood van die ewige lewe. Hierdie legkaart studiegids, ekskuus tog, behalwe die legkaart studiegids Bybels, die Restoration of the Original Sacred Name Bibles. Ek het gesê, dis erfstukke, as hulle klaar is hulle klaar. Daar is nog 'n klompie, waar jy een koop en een gratis kry. Saai dit in iemand se lewe. Die woord kom my sê, ek was dors, jy het my nie water gegee nie. Ek was honger, jy het my nie gevoed nie. Ek was naak, jy het my nie gekleer, ek was nie tronk, jy het my nie besoek nie. Dan kom die disippels al sê hulle maar, ja Joshua, wanneer het ons u nie besoek in die tronk en jy nie kos gegee? Hy sê, so min as wat jy aan die geringste van my kinders doen, doen jy aan myself. So, as jy dit aan die geringste van die kinders nie doen nie, doen jy dit aan homself. Saai dit in hulle lewens. Jy kan nie geld aan 'n siel koppel nie. En hierdie is nie 'n sales gimmick of iets van die aard nie. Dit gaan om die tyd wanneer daai Restoration of the Original Sacred Name Bible nie meer beskikbaar gaan wees nie. Jy kry hom in geen boekwinkel in die wêreld nie. Ek het 'n promosie op wat ek het. Oefen die seun volgens die eise, die dogter, kom ek en u word vanmôre geoefen in die roog. En ek sê, en ek voel die salwing van die roog, wanneer ek sê, kom ek en jy maak 'n verskil, ek en u, verskoon my, maak 'n verskil in die wêreld daar buitekant. En belê in iemand anders se lewe.
Dis winter. As ons nie belang gestel het om in ander se lewens te belê nie, sou ek nie in die koue gesit en opnames maak tot watter tyd in die nagte nie. En dis nie net die ontbytreek, is die ander goed ook. Ek sê goed, maar die ander reekse. Hy sê, oefen die seun die dogter volgens die eise van sy weg, dan sal hy of sy, ook as hy of sy oud word, wanneer die jare aanstap, daar nie van afwyk nie. Russe sê, gee my 'n kind van hy 4 jaar oud is, tot hy 7 jaar oud is, hy is 'n rus vir die res van sy lewe. Die Katolieke sê, gee my 'n kind vandat hy 4 jaar oud is, tot hy 6 jaar oud is, en hy of sy is 'n Katoliek, die res van hulle lewens. Hoekom? Dis waar die saad gesaai word. Dis waar die gif geplant word. En dis hoekom toe ek 'n pastoor was in die jare, toe ek gemeentes gehad het, het ek altyd 'n groot sondagskool gehad. Want dit was my belangrik om die evangelie in die kinders se lewens te saai. So kom ons kyk na ons kleinkinders, agterkleinkinders, en vir u wat jonk is, julle kinders, kry hierdie boeke, gebruik dit. Nou so die tyd ons alweer gevang. Ons mag nie van die waarheid afwyk nie, al kos dit ons lewe. Apostel Paulus sê, wanneer ek uitlewe, dan lewe ek uit in die lewe by Jafashua, en so maklik soos dit. So maklik soos dit. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.